Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiedag elkeen, baie welkom by ons tweede sessie van Paasfees en waaroor Paasfees gaan. In hierdie opname gaan ons bietjie kyk oor die terugwysing van na Paasfees of waarna Paasfees terugwys, maar waarna Paasfees ook vorentoe wys. En u sal ook deur die opname dan agterkom wat ek nou hiermee bedoel, dat die hele gedagte van Paasfees handel, as ons Eksodus 12 lees, het handel oor 'n offer wat gebring moet word. Die volk Israel moes 'n offer gebring het, 'n lam geoffer het, 'n volmaakte skaaplam. As hulle gesinne te klein was, dan moes hulle die offer gedeel het met hulle bure of hulle naastes. Maar die feit is, hier moet 'n volmaakte lam geoffer word en die offervleis moet dan daardie selfde nag geëet word, haastig geëet word, want dit is die Paasfees van die Here staan daar. En ons gaan oor hierdie offer praat, die offer van Paasfees. Dit wys terug, maar dit wys ook vorentoe. En so dis maar net so 'n inleidende gedagte. So die offer wat terugwys, kan ek dalk oor praat, en dan kan Jacques oor die offer na wat heenwys praat, na Christus toe heenwys. Die offer wat terugwys, soos ek sê, dit is 'n skaaplam, as ons hierso lees. Dit moet oor vuur gebraai word met sy kop en pote en ingewande, lees ons hier. En dit wat oorbly tot die volgende oggend moet verbrand word. En dan lees ons ook dat dit haastig geëet moet word, dat die persone gereed moes wees om te trek, want dit is die groot gedagte hier, nê, dat Jesus, God die Vader egter het vir die volk nou verlossing bewerk, nê, en uitkoms, dat hulle uit Egipte kan uittrek. En dit is dan ook met hierdie Paasfees kan hulle dan nou uiteindelik wegtrek, want dit is die 10de plaag, soos wat Jacques ook nou heen verwys het, dat die dood van die eerstgeborenes. En nou moet die volk Israel werklik 'n opregte geloof in die Here hê, en hy het hulle eintlik die kans gegee deur te sê dat as hulle dan nou die bloed aan hulle deurkosyne en bo aan hulle deure kan smeer, dan sal die engel van die dood die huis verbygaan en dan nie daai huis straf met die dood van die eerstgeborene nie. En dit is dan wat Paasfees vir die Jode beteken het. En dan kon hulle dan nou getrek het die volgende dag, die dag uit Egipte weggetrek het, weg van die vrede Farao. En elke jaar daarna kon die Jode dan nou hierdie fees gevier het as oorwinningsfees of as fees van dankbaarheid, dat die Here hulle verlos het uit die hand van die vrede Egiptenaars, dat God hulle kinders gespaar het, dat hy nie die dood oor hulle kinders gebring het nie. So dit is waarna Paasfees toe terugwys, en dis wat die eerste bedoeling, kan ek sê, van Paasfees is, en dis wat die Jode dan nou gevier het. Maar waarheen wys Paasfees ook, nee, soos ons weet, elke moment in die Ou Testament wys na iets toe in die Nuwe Testament, en wys na Christus toe. Maar waarheen wys Paasfees, en hoe is Paasfees dan vervul in Christus? Dis waaroor Jacques nou gaan praat. Ja, dis wonderlik. Nee, dankie Daniel. Dis wonderlik dat mens hierdie gesprek kan voer en kan sien dat in die Ou Testament moes daar bloed vloei, juis vir betaling ook natuurlik vir sondes, en bloed het gevloei juis om te wys dat die volk ook erns maak met wat die Here van hulle verwag, want dis wat die Here gesê het, hulle moet offers dan bring, waar bloed dan gevloei het. Maar in die Nuwe Testament sien mens dat dit in Christus vervul word. Ons hoor byvoorbeeld daar in artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, sien mens dat al die seremoniële wette in Christus vervul is. En die rede hoekom mens dit dan op kragtig in ag neem, is omdat toe Christus sy bloed in die kruis vir ons gevloei het. En dis waarna toe Paasfees dan wys, na Christus
toe, het hy ons uit die slawerny van die sonde, die Satan verlos, nê. En daar het hy ook vir ons verlos van die ewige dood wat ons moes ontvang, want ons was strafwaardig voor God gewees, so moes weer bloed vloei, en ons kan nie uit onsself uit ons sondes betaal nie, want ons is nie waar, ons is dood in ons sondes, en daarom Christus wat die eersgebore seun is van die Here, het dan in ons plek vir ons onthaalwe gesterf, sodat ons weer eens die wonderlike genade van God kan beleef, wat hy ons spaar, ten koste van sy eie seun, dat sy eie seun dan sy lewe vir ons afgelê het, as onskuldige. En Jesaja 53 wys eintlik nog ons baie mooi daarop. Hy sê, daar staan vanaf hierso, vanaf vers 6 van Jesaja 53, ons het almal gedwaal soos skaap en ons elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is en geskeer word, het hy gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, hy weggeneem, en wie van die mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is die land van die lewendes. Hy is gestraf vir die sonde van my volk. Hy het graf gekry by goddeloses, hy was sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. En dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. En dit is nou juist hierdie gedagte dat die Here vir ons die lam gee. Die lam se bloed was Jesus Christus. Jesus Christus se bloed wat dan gevloei het vir ons onthaalwe. En dis dan mooi die lyn wat dan heen wys na die Nuwe Testament toe, na Christus self. Dus in Christus is Paasfees eintlik in volbring, nee, teletsai, dit is volbring. En dit is iets pragtig, want nou het ons rede om, soos ek nou in die vorige video ook gesê het, rede om fees te vier, ons het rede om bly te wees, dit is vir ons massiewe fees, want ons wil nou vir die Here dankie sê, ons wil hom loof, ons wil hom prys, ons wil werklik elke geleentheid wat ons het, gebruik om sy naam groot te maak, en daarom wil ek graag die lyn nog 'n bietjie verder trek deur te sê, maar kyk ons net na Openbaring, Openbaring 5, dan hoor ons wie is waardig om die boek se seels oop te maak, neem die name van wie die ewige lewe gaan beerwe, en dan staan daar, die lam is waardig om dit te ontvang. Die lam is waardig om daai boek oop te maak. So binne die ewige lewe gaan hierdie lam wat ons gered het, wat ons eintlik hierdie wonderlike voorreg gegee het om kinders van die Here te wees, verlos te wees van die sonde, gee ons die voorreg om die ewige lewe in te gaan. En dan staan daar baie mooi vir ons in vers 12, die lam wat geslag was is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. En dan vers 13, aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. En dan die lewende wesens wat nou sing amen, en die ouderling wat kniel en God aanbid. Dis eintlik 'n wonderlike geleentheid, en dit wys eintlik net na wat gaan gebeur ook met die wederkoms van Jesus Christus, dat ons aan hom alle lof en eer gaan gee, sodat ons nou al reeds begin doen, om absoluut net dankie te sê vir wat hy vir ons onthaalwe hier op aarde kom doen het. En ja, ek dink, as mens net die lyn kan mooi trek, soos ek in die vorige video gedoen het, in die Ou Testament was die volk Israel verlos uit die slawerny van die sonde, en die feit van die dood van die eersgeborenes. En omdat die eersgeborenes daai tyd was uiters belangrik geweest, want hulle het die erfdeel ontvang. Die eersgeborenes was absoluut belangrik geweest daarvoor. En die Nuwe Testament gee die Here vir ons verlossing van die slawerny van die sonde. En dit is nou die mooi lyn wat mense dan ook sien, en dan natuurlik die verlossing van die ewige dood wat ons sou moes ontvang het. En dit gee vir mense dan net mooi daai duidelikheid, daai sigbaarheid wat mense dan sien wat gebeur in die Ou Testament en wat die Here dan vir ons doen in die Nuwe Testament. Baie dankie, Jacques. Ja, ek dink ook net die teken van die
Pasga of die gebruik van die Pasga of die Paasfees moet ons ook reg verstaan as Nuwe Testamentiese gelowiges. Ons vier nie meer die Paasfees soos dit geskryf staan in Eksodus 12 nie, maar ons vier nou die nagmaal, die heilige nagmaal. En Christus het met die laaste Paasfees, die eerste nagmaal ook ingestel, kan ek sê. So die aand voordat hy gevange geneem is in die tuin van Getsemane, het hy saam met sy disippels nog 'n laaste keer die laaste maaltyd geëet, die laaste Pasga, maar in dieselfde asem ook die eerste nagmaal. En dis ook hoekom ons vandag nagmaal vier. Dit het dieselfde betekenis as die Pasga, maar dit het eintlik nog meer betekenis, want ons vier daar die dood van ons Here Jesus Christus. Ons vier nie maar daar die dood van 'n lam, jy weet 'n fisiese skaaplam nie, maar die dood van die lam van God, die verlosser Jesus Christus. So dit is ook hoekom ons die nagmaal dan nou gebruik vandag in plaas van die Paasfees. Mag hierdie hele gedagte van Paasfees en nagmaal vir elkeen van u ook versterkend wees, en mag u ook die waarde daarvan insien om dan nou ook werklik die Paasfees te verstaan soos wat God dit ook bedoel het.